Goeiemiddag, dit is maandag 8 Desember 2025, ekskuus by Vrydag se nuusflits, daar was 'n bietjie tegniese probleme gewees en natuurlik die internetkonneksie by my is nie te vars nie. Nietemin, sedert verlede Vrydag, dis die 28ste November 2025, was daar 3 aanvalle gewees by die naweek wat dan ook 2 moorde insluit en dan sedert die 1 Desember trek ons op die stadium by 3 aanvalle, maar geen verliese nie. November se syfers is 21 plaasaanvalle, 5 moorde en dan is daar arrestasies gewees op die moorde op Piet van der Merwe en Atmane. Op Piet van der Merwe is daar 3 mense gearresteer, waaronder 1 minderjarige en dan vir Atmane is daar 2 arrestasies gewees. Verwagting het my Vrydagmiddag bereik en net 'n paar uur daarna was daar nog foto's wat my bereik het van die veeslagting. Hierdie is bees gewees en julle sien daar is die kalwers is sommer net een kant toe gegooi en doodgeslaan of doodgesteek. En dan die ander voorval wat daar was in die Mpumalanga streek was daar 22 skaap wat doodgemaak is en toe ook opgekap is in stukke. En wat hartseer was, dis die boer daar, dis die jong boer wat daar sy die verskillende baarmoeders uitgewys het, die verskillende ongebore lammers wat net so gelos is en dan natuurlik van sy skape wat weg is ook natuurlik dragtig gewees. Hierdie goeders gaan al meer en meer gebeur. Dit is tekens die tye waarin ons leef, maar veral nou oor die Kerstyd is dit nodig dat ons die bewaking van ons kuddes baie meer opskerp, omdat hierdie ins agter die vleis is en dan nietemin die drank wat daarbey betrokke is en ek hoop nie dit gee vir hulle gedagtes om dan op plaas te kom hoor en vermink nie. Die 22-jarige Ruben Marsberg is nog steeds soek. Hy is laaste gesien die 26ste November toe hy sy broer afgelaai. Die volgende oggend het hy nie opgedaag om sy broer op te laai nie en hy is as vermis aangemeld. Sy cruiser en sy boot wat op die sleepwa was is ook vermis. Die cruiser is later naby Pietersburg gevind. Daar was bloed op een van die sitplekke wat kommerwekkend is en natuurlik die cruiser, ongeag die feit dat dit baie straf geduur deur wat duidelik is as gevolg van deur die bosse jaag, is daardie cruiser ook in die vroeë stadiums van kannibalisasie gewees. As jy enigiets weet omtrent hierdie geval, laat weet asseblief jou plaaslike owerhede, die polisie, dat daar die saak opgevolg kan word en ons kan bepaal wat die lot van hierdie man is. Uit elke plaasaanval verslag of terugvoer wat ontvang word van GPF's af of plaaswagte, is daar altyd duidelik, kom maar altyd dinge uit wat aandui dat daar sekere veiligheidsprotokols is wat nie nagekom is nie. Ons speel met ons eie veiligheid daar buitekant. Ons is nalatig, ons gedrag wat ons openbaar stel ons bloot aan die vyand en hulle kom en hulle trek voordeel uit daardie gedrag uit en hulle val ons aan. Dan natuurlik die gewoontes, routine is die grootste skuldige. Ons ry op 'n sekere tyd, ry ons by die huis en ons kom op 'n sekere tyd by die busstop aan en ons op 'n sekere tyd wat ons terug is by die huis. Al daardie tye word aangeteken met hierdie mense se opmetings van 'n plaas voordat hulle 'n plaasaanval loods. So ons moet begin om ons gedrag te verander, ons veiligheidsprotokols in orde te kry en dan natuurlik ons routines en gewoontes te verander. Dan sal dit met ons beter gaan. As dit nog steeds nie beter gaan nie, as jy aangeval word, moenie skaam wees om bloed te trek nie. Beklei terug en verseker of probeer die kwaliteit van jou eie lewe daardeur te verseker. Dit werk. Chris van Billjon is bietjie stil, maar dit beteken nie dat hy klaar is nie. Daar is nog steeds werk om te doen. Daar is nou 'n klomp kos afgelewer in die Noord-Kaap, is kos vir die mense ook bietjie en dan natuurlik voer vir die vee. Maar dit beteken nie dat dinge verby is nie. En ek weet ek benadruk dit elke dag, elke keer wat ek hier so op hierdie video is, dat as daar reën val, beteken dit nie dat alles is eensklaps 100% reg binne 2-3 dae nie. Die veld moet nog steeds herstel en voor die veld volkome herstel word, moet daar nog steeds hulp aangebied word vir daardie mense. Nou, as jy wil weet wat R100 gaan doen, R100 betaal dekkie koste met klein geld om 'n sak voerpille te maak vir daai skaap daar in die Noord-Kaap. Dan is daar natuurlik ook die behoefte aan hondekos. Hondekos moet aangekoop word.
daar is ook die behoefte om daardie mense 'n bietjie kos op hulle tafel te sit. Julle het nie 'n idee hoe benard dit gaan in die Noord-Kaap nie. So kom ons vat hande as 'n gemeenskap en help daardie mense. As jy 100 randjie kan gee, dit sal help. Elke 100 randjie wat bykom, maak naderhand vir jou R1000 en dan sit ons met redelike kapitaal. En dan natuurlik ook is daar die kwessie van die statutêres wat Chris op sy eie moet dek. Hy kry geen hulp daarvan van die staat af, ongeag die feit dat hy in 'n NPO is. So hierso langs my is die bankbesonderhede vir Bring Hoop. As jy verder wil kyk wat gebeur by Bring Hoop, die projekte waarmee Chris besig is, gaan besoek gerus sy Facebook bladsy en gaan kyk 'n bietjie daar rond en kyk of jy nie dalk enige van daai projekte dalk 'n handjie kan bysit nie. Dankie by voorbaat. Dan natuurlik wat Johan betref, 2 nuwe moorde, 2 nuwe hoofstukke. En Johan het alreeds aangedui dat hy uitgereik het na die van der Merwes van Ottosdal en dat hy ook uitgereik het na die familie van oom Atmane in Limpopo en hierdie man het ons hulp nodig. Hy doen 'n ongelooflike werk vir ons mense. Daar's al reeds sprake, daar's al reeds met my gepraat op Saterdagoggend dat daar sprake is vir 'n optog in die Bochum area waar die voorlopige verhoor dalk gaan plaasvind. En as julle kan, ek weet nog nie die spesifieke datums nie, ons sal dit versprei sodra ons dit het. As julle kan opruk in julle massas na Bochum toe, na die landdroskantoor toe daarso, doen dit. As julle vir Johan kan help met 100 randjies, ek weet ek vra nou alweer geld, ek doen dit elke dag, maar weet julle weet wat mense, hierdie man het dit nodig, om in sy voertuig te klim en na die volgende familie toe te ry, om daardie familie te gaan behulpsaam wees, is kosgeld. En ons het dit gesien in die Hartswatersaak, wat hy al die pad saam met die brandfamilie gestap het, en hulle, die hele brandfamilie gestap het, wat hy daar so gedoen het, en hoe hy daardie mense deur daardie krisis gehelp het, is dit die moeite werd om jou hand in jou sak te steek, en hierdie man te help, asseblief. Julle sal sien, op die skerm is sy bankbesonderhede, kom ons kyk, druk jou hand in, 100 randjie, raak na R1000, en dit betaal vir diesel en onkostes wat Johan aangaan om uit te gaan om mense te gaan help. Hierdie man is nie Petrusito nie, hy is nie daar om sy eie sak vol te maak nie, hy is daar so om ons mense te help, hy is een van ons, help die man asseblief, ek vra vir julle mooi. Ek gaan vir julle toestandskets gee, ek is op soek na 'n dieselwerktuigkundige met 'n rooi seël, 5 tot 10 jaar ondervinding in die herstel en onderhoud van John Deere trekkers. As hy die kennis het en die ondervinding het en vaardigheid om vir die herstel en instandhouding van plaasimplemente, sal dit verdere aanwinst wees. Hy moet bereid wees om te hervestig en daar moet ten minste 3 kontakbare verwysings wees. Stuur jou CV aan Tersia, maar as jy so benodigheid het, stuur ook daardie benodigheid aan Tersia, want het gaan oor werk vir 'n boerkind. Dis 'n nuwe projek wat sy van stapel gestuur het, en sy is wel bereid om jou te help, om mense te kry, ons eie mense te kry, om op jou plaas te kom werk. As Tersia se kontak besonderhede is onder, kontak haar gerus asseblief. Ek het verlede week diep en by tye emosionele onderhoud gehad met Heidi Taljaard. Sy is een van die oorlewende susters, oorlewende dogters van Dan en Breggie Brand, wat by Hartswater vermoor is in 2020. Sy het 'n boek geskryf, dit is haar reis wat sy afgelê het, van die moorde af tot en met hede, al haar notas wat sy neergeskryf het, notas wat sy gemaak het gedurende die hofsaake, en sy het dit nou in 'n boekvorm saamgestel, en daardie boek is nou beskikbaar op in sagte band en op Kindle teen R280 per eksemplaar. Ek raai jou aan, kry daardie boek, dit is 'n ongelooflike reis wat hierdie vrou deurgemaak het. Daar is al klaar mense wat al reeds my gesê het, hulle het al klaar reeds pleite gemaak om 'n boek te bekom of 'n boek te bestel. So kry jou eksemplaar, en as jy nie dit vir jouself wil hê nie, kry dit as 'n geskenk vir iemand wat dit regtig gaan waardeer vir die Kersfees. Hartswater, die rou van onthou, nou beskikbaar by NS Skrywershuis aanlyn winkel, besoek hulle gerus op hulle webtuiste
www.nsskrywershuis.co.za en kry jou eksemplaar van Hartswater, die rou van onthou. Ek het Saterdag weer gaan kanon bou, daar by Ziets op die plaas, en dit was die gevoel van om daar die 3 kanonne langs mekaar te sien, die Griekie kanon wat ons almal ken, en dan natuurlik die 2 kanonne wat ons gebou het vir die Voortrekker Monument en Paardekraal onderskeidelik, om hulle 3 langs mekaar te sien en 'n foto te kan neem, te kan sê, hierdie projek was die moeite werd gewees. En op hierdie stadium is dit nodig vir ons om weer iets te hê, 'n volkserfenis, om ons net weer daardie bietjie wakker te maak, om ons daardie een tree vorentoe te laat gee in die regte rigting, om weer te laat besef ons is 'n volk. Nou, ons het nie 'n kanonskoot nodig om ons die regte pad te kry nie. Die gelofte wat ons afgelê het, gaan vir ons natuurlik die ding doen om ons te herinner waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is as volk, want daardie gelofte is nie vir die afgelope 100 jaar nie, of meer as 100 jaar nie. Dit is vir die toekoms, die rigting waartoe ons as 'n boerevolk beleef. Nou, by die Voortrekker Monument, môre die 9de Desember, Dinsdag die 9de Desember, hier van 5 se kant af, van ons daar bymekaar kom, ons gaan die Voortrekker Monument se kanon oorhandig, saam met die Bybel wat vir ons bekom is deur professor Erik Holm, baie dankie prof vir dit, en dan natuurlik saam met elke kanon word daar 'n Bybel afgegee wat saam met daardie kanon bly. Wat gebeur môre aand, sodra ons die kanon afgevuur het of oorhandig het na die verrigtinge daarso, dan word daardie kanon die eerste keer by die Voortrekker Monument afgevuur en dan elke aand na die verrigtinge by die Voortrekker Monument. So dit is nie net môre aand, dit is hierdie hele week, deur die naweek, volgende maandag en dan Dinsdag die 16de Desember, 12 uur die middag, word daardie kanon afgevuur. So die tweede kanon, en ek gaan nie sê wat 'n kanon is, wat 'n kanon nie. Die tweede kanon word Saterdag die 13de Desember by Paardekraal Monument afgelewer, saam met sy Bybel, en dan natuurlik word hy daarso afgevuur. So kom sluit gerus by ons aan Saterdag die 13de Desember by Paardekraal. Ek dink daar is ook 'n uitkamp, 'n naweekprogram daarso wat die raad, die monumentse raad daarso, of se dagbestuur daarso gereël het. So as jy alreeds daarso is, kom kyk daarso as ons die kanon skiet. Wat die program dan van daar af verder vorentoe gaan wees, weet ek nie, maar julle moet onthou dat daar is ook 'n Paardekraal gelofte, en dit is hoekom ons daardie kanon die 13de alreeds oorhandig. So asseblief, sien jou daar, kom ondersteun ons. Dit was 'n pad wat ek gestap het saam met Ziets en die ander ouens in ons span om hierdie kanonne te bou wat die moeite werd was, ongeag die blou toon wat uitgekom het uit die een dagse bouery en die sweet wat getap het en die stof, die vuil gesigte en die klere wat net nie wil skoon kom nie. En ja, dit was die moeite werd geweest. Kom kyk wat ons vermag het, kyk wat is daar wat ons as volksbesit vir ons volk aanbied. Môre die 9de Desember by die Voortrekker Monument en Saterdag die 13de Desember by die Paardekraal Monument. Dit is al van my kant af, onthou die datums, asseblief, ons sien julle daarso Voortrekker Monument môre aand, of as jy wil, elke aand as jy in die geweste is, om daardie huisgodsdiens en samesang te gaan bywoon, en dan natuurlik Dinsdag die 16de Desember die geloftefees daar by die Voortrekker Monument, of andersins sluit by ons aan Saterdag die 13de Desember by Paardekraal Monument, as ons daardie kanon en sy Bybel gaan oorhandig. Dis al van my kant af, soos ek sê, julle moet julle week geniet, seën en voorspoed vir julle, en nee, die grom in die agtergrond is nie kanonne wat skiet nie. Hoewel ons Saterdag die behoefte gehad om al die kanonne te skiet, het ons ongelukkig nie daarby uitgekom nie. Geniet julle week, seën en voorspoed vir julle, kyk boontoe, stap vorentoe, en kyk na jou 6. Dit is nie veilig die, hoewel ons in 'n baie pragtige land beweeg. Mooi gaan.